Goeienaand en ons begin met so 'n bietjie van 'n nuwe Bybelstudie wat gaan oor die wil van God. En ek dink daar's baie mense wat baie keer wil vra wat die wil van die Here is in elkeen van ons se lewens en dat ons die regte ding wil doen en dat ons probeer om nie die verkeerde goeders te doen nie, maar dat ons binne die wil van die Here wil leef. En daarom is ons baie keer die vraag, hoe weet ek wat is God se wil vir my lewe? So, en ons wil seker maak dat ons die regte dinge doen, dat ons binne die verhouding bly wat ons met God het. En die eerste ding wat ons moet verstaan is rondom die wil van God is dat alles gaan oor verhouding. Dit gaan oor die verhouding wat ons met die Here het. Dit gaan oor die identiteit wat ons het in Jesus Christus. En vir ons om die wil van die Here te verstaan, sal dit baie goed wees om eerstens te verstaan dat om die wil van God te ken, is om God se hart te ken. Met ander woorde, wat is dit wat God wil hê vir jou lewe? En dan lees ons in die Bybel oor verskillende aspekte van die wil van God. En in die Bybel is daar hoofsaaklik 4 aspekte van die wil van die Here. Die eerste ene is, daar is God se soewereine wil. Dan is daar God se morele wil, dan is daar God se toelatende wil, en dan die laaste ene is God se persoonlike wil. So vanaand kyk ons na daai 4. Die eerste ene is God se soewereine wil. So wat beteken dit? Dit is God se onkeerbare, onveranderbare plan, wat alles beweeg in lyn met sy doel. Met ander woorde, wat die soewereine wil van God sê, is dat maak nie saak wat gebeur nie, daar is 'n spesifieke doel wat God het, daar is 'n spesifieke wil wat God het, en niks kan dit keer nie. Van die begin af was daar 'n soewereine wil van God, dat hy mense maak na sy beeld, dat ons binne die wil van God leef, dat ons deel is van sy koninkryk, dat hy 'n verhouding het met mense. Daar is 'n geskiedenis wat afspeel in die verlede en in die toekoms. Daar is 'n onkeerbaarheid daaraan, dat God goed doen wat binne sy soewereine wil is. So met ander woorde, hy het 'n skepping gemaak, en as gevolg van die sondeval het hy 'n ander plan gemaak, en dat Jesus Christus sou kom, dat hy sou sterf, dat hy sou opstaan, dat hy sou opvaar, dat ons sondes vergewe is. So dit is die soewereine plan van God, dit is sy soewereine wil. Niks kan dit verander nie. Niks kan dit keer nie, niks kan dit stop nie, want dit is die soewereine wil van God. Die tweede ene is die morele wil van God. Dit is die tydlose waarhede waarvan ons lees in die Bybel oor hoe ons moet leef. Die morele wil van God is dat daar is sekere dinge wat in sy woord is, wat reg en wat verkeerd is. Maak nie saak wat kultuur sê nie, maak nie saak wat sosiale media sê nie, maak nie saak wat ander mense van ons sê nie, is dat daar is sekere spesifieke goed wat die morele wil van God bepaal. So, of ons daarmee saamstem of nie, of die wêreld daarmee saamstem of nie, het geen invloed nie. Die kultuur kan dit nie verander nie, want dit is hoe God wil hê dat ons moet leef. So, en een van die verse wat vir ons sê, wat is die morele wil van God vir ons lewe, is 1 Tessalonisense 4 vers 3, en dit sê, die wil van God is dat julle heilig moet lewe. Nou die Griekse woord daar so is hagios, dit beteken dat ons afgesonder is, dat ons eenkant gesit is, dat ons spesiaal is, dat God ons roep om syne te wees. Met ander woorde, dat hy wil hê ons moet anders leef as die mense van die wêreld. Dit is God se morele wil vir ons, dat mense moet kan sien dat ons anders is, dat ons nie dieselfde goed doen as wat hulle doen nie. So, die morele wil van God is dat hy wil hê dat ons gehoorsaam moet wees aan sy woord. Maar jy kan nie verwag om die wil van God te verstaan as jy ongehoorsaam is aan sy woord nie. As jy nie doen wat die Bybel vir jou sê nie. Dat ons ander mense moet lief hê, dat ons vir ander mense moet omgee, dat ons ander mense moet vergewe. As jy nie bereid is om daardie basiese beginsels van God se woord te gehoorsaam nie, hoe kan jy verwag dat jy moet weet wat God se wil is
vir jou lewe. God se wil is nie altyd maklik nie, maar dit is altyd die moeite werd. Die derde aspek van God se wil is dalk die moeilikste een, vir my persoonlik. Ek weet nie van julle nie, maar God se wil sê dat God het 'n toelatende wil. Nou wat beteken dit? Dit beteken die vryheid wat God ons gee om keuses te maak, selfs al is dit nie perfek nie. So glo dit of nie, is dat God het jou 'n wil gegee, God het jou die vermoë gegee om te kan kies, en hy laat dit toe. En partykeer neem ons die regte besluit, en partykeer neem ons die verkeerde besluit. Die Bybel sê vir ons, daar's mense wat sê, ja, maar, jy weet, jy kan alles doen. Ja, jy kan alles doen, maar alles is nie noodwendig goed nie. Alles is nie noodwendig goed vir jou nie. God gee vir ons die vryheid om te kan kies, en sommige kere maak ons 'n keuse, en die resultaat daarvan is pyn in ander mense se lewens. Soms maak ander mense 'n keuse, en pyn daarvan is deel van ons lewens. 'n goeie voorbeeld is soos Josef. Josef is verkoop, sy broers het hom weggegee, hulle het gejok oor die feit dat hy dood was, maar tog het God dit toegelaat, want hy het 'n ander plan gehad. So, en dit is die vraag wat mense altyd vra, hoekom laat God goeie, jy weet, of slegte goed met goeie mense gebeur? Is baie keer gebeur goed, ons bly in 'n sondige wêreld, ons bly in 'n wêreld wat nie altyd die regte ding doen nie, maar God laat dit toe. God laat toe dat jy 'n keuse maak. En selfs in daai keuse moet jy weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy geroep het volgens sy wil. En baie keer is dit vir ons moeilik om dit te verstaan, baie keer verstaan ons nie hoekom goed in ons lewe gebeur nie, maar ons moet ook weet dat God is nie een wat ons beheer nie. Ons is deel van die lewe, en baie keer gebeur daar goeie goed, en ander kere gebeur daar slegte goed, maar God laat dit toe. En dan die laaste ene gaan oor God se persoonlike wil. Dis God se unieke en spesifieke roeping op jou lewe. Wat is dit wat God wil hê? Wat is die doel van jou lewe? God wil hê dat ons ander mense moet lief hê. God wil hê dat ons moet ontdek wie ons is in Jesus Christus. God wil hê dat ons dit moet uitleef aan ander mense. God wil hê dat ons moet luister na sy woord. God wil hê dat ons hom moet ontdek in ons lewens, dat ons in 'n verhouding is met hom. Psalm 32 vers 8 sê, dan sê die Here, hy sê, ek wil jou onderrig en ek wil jou die pad leer, dat Christus die goeie herder is, dat hy die een is wat vir jou omgee. Ek wil jou onderrig en ek wil jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee, want daarom stuur hy vir ons die Heilige Gees, want die Heilige Gees is ons raadgewer, en my oog op jou hou. Ek wil jou onderrig, ek wil jou die pad leer, dit wat Christus vir ons gesê het hoe ons moet leef. Ek wil jou raad gee, ek gee vir jou die Heilige Gees, en ek hou my oog op jou. God is ons Vader. Hy is die een wat vir ons lief is. Hy is die een wat ons moet aanbid in gees en in waarheid. En die fout wat ons baie keer maak is, ons oorkompliseer God se wil vir ons lewe en ons onderskat sy goedheid. Dink aan die goeie goed wat God vir jou gedoen het. Dink hoe lief die Here jou het. Dink aan al die goed wat hy vir jou gegee het. En ons soek baie keer na die wil van God in ons lewe en ons vergeet en ons kyk mis dit wat hy regtig waar in ons lewens doen. So wat doen ons? Wat vat ons met vanaand se gedeelte? Ons vertrou God se soewereine wil, dat daar 'n plan is wat hy het. Ons gehoorsaam sy morele wil, ons doen wat hy vir ons sê, ons leef volgens sy wil, ons is heilig, ons is afgesonder, ons doen nie dit wat die wêreld doen nie. Ons aanvaar sy toelatende wil, ons aanvaar dat daar baie keer goed is wat ons nie verstaan nie. En ons weet ook dit is binne sy wil. En dan wandel ons in sy persoonlike wil, dat ons hom leer ken, dat ons weet, hy kyk na ons, hy wys ons die pad, hy gee vir ons die krag, hy gee vir ons die insig, en hy hou sy oog altyd op ons. Mag julle 'n wonderlike tyd saam hê, op hierdie reis wat ons gaan neem,
en wat is God se wil vir my lewe.